Welkom in my Afrikaanse klas. Ons gaan nou in die volgende paar lesse gaan ons werk met die ongelooflike avonture van Hannah Hoekom. En in hierdie spesifieke les gaan ons kyk na die agtergrond, die tema, die titel en die bou van die novelle. Hierdie is spesifiek vir graad 12. So graad 12, dis een van julle novelles, en ons gaan oor 'n paar lesse met hierdie novelle werk, en ek gaan ook vir julle 'n paar moontlike vrae aan die einde gee. Goed, kom ons kyk gou 'n bietjie agtergrond oor die skrywer Marita van der Vyver. Daar het julle die titelblad van die boek. Nou die skrywer, ek het 'n vriendin gehad wat altyd gesê het, selfs al skryf Marita van der Vyver haar inkopieslysie neer, sal sy wat Minnie Kriek is dit lees. Sy was gaande oor haar as 'n skrywer en het regtig al haar boeke gelees. Sy is in 1958 in Kaapstad gebore. Sy het aan die Universiteit van Stellenbosch studeer, 'n interessante lewe gehad, en later het sy met haar man en kinders sy het Frankryk toe getrek met haar man, en later het sy nog kinders ook by hom gehad. Sy het verskeie boeke geskryf. Sy skryf ook wonderlike kosboeke, resepteboeke, so as jy 'n foodie is, kan jy gerus na haar resepte kyk. Haar eerste werk waarvoor sy bekroon is, was Griet skryf 'n sprokie. So interessant, Hannah Hoekom is 'n wonderlike jeugroman, en dit is nou ongelukkig sodat julle die boek moet probeer lees. Dit is regtig die heel beste ding wat jy vir jouself kan doen. Goed, kom ons gaan aan. As ons net vinnig wil praat oor die roman of die novelle as 'n genre, 'n tipe, in die middeleeue was Latyn die taal waarin alles geskryf is, ook die Bybel. So alles was in Latyn, en omdat mense baie keer ongeletterd was in Latyn, kon hulle nie die geskrifte lees nie. So in die middeleeue het die mense begine skryf aan langer prosawerke wat in die spreektaal geskryf was. So in the language that was spoken, they started writing longer stories. Dit was volledige sinne, so dit was 'n lang sin, 'n langer storie, en gewoonlik is dit opgedeel in hoofstukke. So that's where it started, and that's where they've taken it from, and today we have many novels or romans, soos wat ons dit noem. Goed. Soos wat ons al hieroor gepraat het, is daar 3 belangrike elemente in 'n novelle. In die eerste plek kry jy jou karakters, dan kry jy die gebeure of die intrige, en dan kry ons die milieu of die plek of die space, die ruimte waarbinne die storie afspeel. So kom ons kyk gou-gou. Dis baie interessant. Ek moet net hier 'n regstelling maak, ouens. Karakters loop hiernatoe. Gebeure gaan hiernatoe. En milieu gaan hiernatoe. So moenie daardeur deur mekaar gemaak word nie. So die karakters kan mense of diere wees, of selfs wat sal ons dit noem? Iets soos die dood kan 'n karakter wees.
wat die storie vertel. Ons kry baie keer diere in legendes of in sprokies. Nou goed, die karakters weet ons het dit in 'n vorige les behandel, wat hulle doen, their actions, their emotions, speel 'n belangrike rol. Dan het ons hoofkarakters, ons het in die vorige les het ons daaroor gepraat. Ons wil hê die hoofkarakters moet ontwikkel, hierso is die woord ontwikkel, so die karakters moet ontwikkel. Die neewekarakters speel in op die hoofkarakters. Ons wil graag hê ons hoofkarakter moet 'n ronde karakter wees, not a round character in the sense of being an overweight, healthy, round person, but it needs to be a person that is interesting. All right. In case a character does not develop, dan praat ons van 'n plat karakter or a flat character. Nothing's happening. This person is not growing, not developing. It's just not a nice character for the story. And the main thing about the characters is that it needs to be authentic. Dit moet geloofwaardigheid hê. Die karakter moet 'n jy moet kan glo in die karakter. Die karakter moet jou kan oortuig. So jy moet glo in die karakter en die karakter moet jou kan oortuig. Convince, it must be a convincing character. Goed, die gebeure. Wat gebeur? The elements or the stuff that happens in the story must be functional. It has to have meaning in the story. So it must be a functional thing that happens. It must have something to do with the story. It's no use having something that happens that's got nothing to do with the story. Then you're just making up space. Die gebeure kan aksies wees van die karakters of die omstandighede. Sê nou maar, ons het iets soos 'n donderstorm, a thunderstorm. And what does that bring into the story? How does that help with the development of the story? Emosies kan ook aanleiding gee tot gebeure en gebeure kan aanleiding gee tot emosies. Kom ons sê nou, daar was 'n donderstorm. Die emosies wat dan uit hierdie gebeure volg is miskien vrees. Gaan die huis bly staan, gaan die dak afwaai, is die diere veilig, is my mense veilig, ons moenie in hierdie storm ry nie. So you can see how the emotions play in on what happens. Gebeure kan ook 'n invloed op die denke hê van die karakters. Kom ons vat weer die donderstorm. Miskien is dit 'n kind wat deel is van die storie, wat baie bang is. En dan hardloop na haar ma se kamer toe om by haar in die bed te gaan inkruip en dan sien sy haar ma's nie daar nie, of wat ook al die situasie mag wees. Die gebeure gee ook aanleiding tot die spanningslyn. The tension that is created in the story. En dan kan ons ook opeenvolgende gebeure kry. So, kom ons vat weer die donderstorm. Daar's 'n donderstorm en die donderstorm, die blits wat slaan 'n palmboom aan die brand. En dan is daar 'n brand. So dis die donderstorm, die brand en dan al hierdie goed het 'n invloed op die karakters en hoe die storie ontwikkel. Goed. Nou kom ons by die milieu. Dit het te doen met die tyd, die ruimte, die agtergrond. Waar, hoe, wanneer speel die storie af?
When does the story take place? Waar speel die storie af? Where is it happening? And then the agtergrond is the background against which it plays out. Gebeur dit in die tyd van die Tweede Wêreldoorlog, of gebeur dit in die tyd van die Anglo-Boereoorlog, of gebeur dit in die tyd, is dit nou, gebeur dit, is dit in hedendaagse tyd wat dit afspeel. Goed, weereens is dit belangrik, ons het hier ook daai woord gehad, geloofwaardigheid. Are the characters, is the story believable? Can we believe the story? Or is it so far-fetched that it's can't be true to life? Leefstyle word aangespreek. Nou, as ons kyk na Hannah Hookom, dan het ons hier te doen met 'n baie artistieke hoofkarakter, nie hoofkarakter nie, haar ma, Mana. Nou, Mana wil met alles in haar sê dat sy nie 'n man in haar lewe nodig het nie. Dis hoekom sy 'n baba gehad het wat in 'n proefbuis bevrug is. Haar tweede man is 'n akteur met 'n spesifieke leefstyl. Hannah se pa is 'n modeontwerper, hy's gay, so dit gaan oor 'n klomp mense wat by mekaar gekoek is, wat uit hierdie verskillende leefstyle kom, en nou moet dit sin maak in 'n gesin. Die milieu skep ook atmosfeer, die plek waar dit gebeur. As ons dink aan Hannah Hookom, die storie speel eintlik af op 'n berg. En die weer het 'n groot invloed. Die agtergrond, ons gaan sien, as ons die storie behandel, gaan ons sien hoe die verskillende agtergronde van die mense en waar die storie begin en waar die storie eindig, dan nou by mekaar uitkom. En die tema wat ontwikkel. Nou, ons gaan nou kyk na 'n hele paar temas wat uit Hannah Hookom na vore kom. Goed, kom ons kyk net gou die verteller. Ons het baie al gepraat oor die verteller. Dis die stem aan die woord, belangrik om dit te verstaan, en nie noodwendig die skrywer nie. In Hannah Hookom is Hannah die ek-verteller. So ons hoor Hannah se gedagtes, ons hoor Hannah se ervarings, ons hoor van ander karakters en hulle perspektief, maar deur wat Hannah van hulle sê, of wat ander karakters van hulle sê. Hier net vinnig weer die derde persoonsverteller, ons het baie al hieroor gepraat, hier is dit vir julle baie mooi opgesom, so julle kan weer hierna kyk, en dit sal vir julle, dis 'n baie goeie opsomming van hoe lyk die derde persoonsverteller, en wat is die funksie van die derde persoonsverteller. Ons het hierna verwys al, so julle kan dit net weer deurlees om julle gedagtes te verfris. Ek wil kom by die tema van Hannah Hookom. In die eerste plek, lewer die boek kommentaar op die moderne gesinslewe, so modern family life, en die gejaagde bestaan, this rushed way of life. En die uiteinde daarvan is mense in dieselfde huis, people in the same house, wat by mekaar verbyleef. So this modern lifestyle, we're a family, we all live together, but because of the life, the race in which we all are,
we are not seeing one another. We're living past each other. We're just there, we eat together and whatever else, but we're not we're not clued up with what goes on in the other person's life. So this is in the first place one of the very important themes. Secondary themes are loneliness, oh, I can't even spell loneliness today. Sorry. Wat het ek nou gedoen? Ekskuus julle. Laat ek myself net hier loneliness. Is dit reg? Ek hoop dit is reg. Maar julle kry die idee. That even in a room full of people, even your family, you are feeling lonely. That's what they're talking about. Andersheid, people who are different. If you think about Hannah Hukum, immediately Tibu comes to mind. Tibu is Hannah's brother that was, hulle praat van hom as 'n proefbuisbaba. Proefbuisbaba. So he didn't have a physical father. It was a scientific process. All right. Ons het hieroor al gepraat, the complexity of the remarried families. Another one that comes out here, and this is particularly around the character of Margot, die glansryke lewe wat die mense daar in Hollywood lewe, die sterre, the celebrities, is nie altyd so aantreklik soos wat dit vir ons lyk nie. En ons sien dit veral in die karakter van Margot. Dan is daar ook 'n karakter, 'n tema oor die hele ding van ouer word. And it falls out in the life of particularly the stepfather, Beyers. He was an actor. He was very well liked. People used him a lot, but now because he's older, there are fewer and fewer roles that he can play. And the crisis of how do I work with that? How do I manage that? How do I keep my self-worth as a person? And then also in Lynn's life, not Lynn, Hannah's life, she starts the story as a 14-year-old girl, and then during their holiday, she turns 15. And just that, how her life changed and how she became a little bit more understanding and how she developed. And then the last one is about snobisme. Mense wat neersien op ander mense, omdat hulle anders is. As jy dink aan Hannah se ma, Margot. Sy het van kleins af geweet haar ma is anders as ander mammas. Want sy het haar hare bymekaar gesteek met verfkwaste. So haar gesig was altyd vol verf en sy het anders aangetrek en sy het 'n ander idee oor die lewe gehad. Hannah was baie selfbewus oor haar tande wat 'n gap gehad het. Jy weet, as jy nou dink aan iemand soos Elton John, hy het mos hierdie geweldige gaping tussen sy twee voortande. Sy het gevoel mense sien op haar neer as gevolg daarvan. So baie interessante temas wat in hierdie boek na vore kom en wat ons nog in meer detail sal bespreek. Goed, ons het al bietjie gekyk na die titel van Hannah Hoekom, maar Hannah is definitief hoekom, omdat sy altyd so baie vrae gevra het.
jy weet daai kleintjies wat net altyd sê, dan vra hulle 'n vraag, dan gee jy 'n antwoord en sê hulle why, hoekom? En dan gee jy 'n antwoord en dan is die hoekom? So hulle wil net altyd weet. So sy was ook baie nuuskierig. She was inquisitive. She just wanted to know more and more and more. We did talk about the amazing adventures. Now that directly speaks to a character, our alter ego. So her alter ego in the form of Fabienne. Can you imagine? Fabienne, it sounds so exotic. Everything that Hannah didn't want to deal with in her own life, she had this Fabienne character where she had a better life than what Hannah had. And it's interesting how towards the end of the story, Fabienne features less and less in the story as Hannah realizes that her own life is actually an amazing adventure. Natuurlik het sy 'n ryk verbeelding. She's got a lively imagination. And then hier is die fiktiewe karakter, Fabienne. Goed, en dan die bou van die storie, how it's put together, is actually quite easy to get. It's been told chronologically, and then it's onderbreek, it's interrupted by Hannah's stories where Fabienne features in different types of genres, en dit is alles deel van haar verbeeldingsvlugte. So, as jy net dit kan verstaan van die boek, moenie deur mekaar raak met Hannah se storie en Fabienne se storie nie. En soos wat ons aangaan om die boek te bespreek, hoop ek, gaan julle hierdie verskil baie makliker verstaan en gaan dit vir julle helderder word, you will get it a clearer idea and you won't be confused about Hannah and Fabienne. Tot 'n volgende keer.